Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Ons is in hierdie reeks Wanneer God nie, en ek dink dit is so 'n geskikte reeks vir 'n tyd soos hierdie. Ek weet nie van jou nie, maar ek ervaar nogals die Here baie keer so, wanneer God nie, streepie, en jy vul hom in by jouself. En ek dink dit is die overall frustrasie wat almal van ons het, of jy in die auditorium is en of jy aanlyn kyk en of jy dalk 'n Christen is en of jy dalk nie 'n Christen is nie, of jy dalk in God glo, of jy dalk nie in God glo nie, of dalk weet jy nie of jy in hom glo nie, maar ons almal gaan deur moeilike tye. Elkeen van ons gaan deur moeilike tye, ongeag van wat, en dit is hoekom elkeen kan relate met hierdie. Dalk die afgelope tyd bid jy en jy bid en dit voel vir jou asof jou gebede nie verby die plafon beweeg nie. Dit voel vir jou ek bid, maar dit gaan net nie verby dit nie. Ek bid, maar daar's net geen antwoord nie en jy wil soos 'n e-pos skryf, soos daai e-posse aan wie dit mag aangaan. Nee? To whom it may concern. Of is somebody out there, soos Rose vir Jack gesê het in Titanic, nee? Jack! En Jack is gevries. Nee? Dis dalk so in jou lewe dalk. En jy sit vanoggend hier en jy sê, weet jy wat, ek weet nie wat aangaan nie. En elkeen van ons ervaar seisoene in ons lewens, waarvan ons kan getuig. Soos ek sê, dalk is jy in die middel van een, dalk kom jy nou net uit een uit, of dalk gaan jy in een in. As jy notas maak, en jy is dalk op pad in een in, en jy weet dit, dan maak asseblief notas. Nee? Want baie van ons ervaar God, baie keer laat, dit voel net asof hy nêrens is nie, en asof hy nie omgee nie. Hy werk nie lekker saam met jou nie. Jesus, Here, ek het opgegee op u, want u werk net nie lekker saam met nie. Ek voel net u is nie eintlik daar nie. Ek voel net eintlik u gee eintlik nie om nie. Ek voel net eintlik, u worry net nie. Of dalk is hy net laat, en jy voel maar, as hy dalk maar net bietjie vroeër was, nee. En ek wil gou eerlik wees, is dit reg? Kan ons eerlik wees vanoggend? Is dit reg? Hart toe hart. As jy verlang genoeg in daardie seisoen is, in jou lewe. As jy verlang genoeg in 'n seisoen is waar jy geen antwoord kry nie, as jy verlang genoeg in 'n seisoen is waar God nie lekker saam met jou werk nie, en waar hy laat is, en asof hy net nêrens is nie, en jy sê, is somebody out there, en niemand antwoord nie, dis net die echo. Dan kom ons op 'n plek waar ons God se bestaan bevraagteken. En dalk is jy al daar, en jy het al dalk gesê, maar ek weet nie lekker nie. Ek weet nie lekker of u bestaan nie. Jy question, jy bevraagteken sy bestaan, dalk bevraagteken jy sy karakter, nee? Sy karakter. Is dit regtig wie u sê u is? Want ek ervaar hy nie so nie. Daarin is hy regtig wie hy sê hy is, soos ek nou net gesê het. Dalk, 4-1, is hy lief vir my? Want ek hoor al die mense wat hom dien, en dit gaan goed met hulle, soos ons laasweek van gepraat het, maar is hy regtig lief vir my, want ek ervaar dit glad nie in my lewe nie. Of dalk net wonder jy, en jy vra die vraag, is daar regtige God? Ek het baie lank terug, het ek op daai plek gekom in my lewe, waar ek gedink het, maar is daar regtige God? Want dalk bid jy vir jou man, of vir jou vrou, en jy sien net geen teken van terugkom, of dat hulle wil werk in hierdie huwelik nie. Dalk bid jy vir jou kinders, en jy sê, Here, ek bid al 5 jaar vir hierdie kind van my, en hierdie kind wil net nie regkom nie. Hierdie kind wil net nie u dien nie, hierdie kind wil net nie rigting kry in sy lewe of in haar lewe nie. Dalk bid jy vir jou ouers. Ek ervaar nogal baie tieners,
op die huidige oomblik, op die huidige stadium waar hulle is. Hulle bid vir hulle ouers om rigting te kry, om iewers dit net goed te kan laat gaan met hulle ook. Dat hulle ook net suksesvol kan wees in dit alles. Dalk bid jy vir 'n gesondheidsissue wat jy dalk het, of iemand baie na aan jou. En jy vra die vraag, wanneer God nie genees nie, en jy ervaar dit vanoggend, en jy sê, Martin, ek weet nie hoe lank ek nog moet bid nie, ek bid nou al 10 jaar, en daar is net geen antwoord op dit nie. Of dalk bid jy, en is 'n werksding, dalk is dit 'n skoolding, dalk is dit 'n toekomsding, dalk is dit 'n verhoudingsding, en ek meen, jy sê vir die Here, as U kan, en kom ons wees nog verder eerlik, die Here kan. Die Here kan, maar somehow doen hy dalk nie, in jou lewe nie. As U lief is vir my, sal U dit doen. Enigeen van julle het dit al gebid, Here, as U lief is vir my, sal U dit doen. En die Here doen dit nie. En jy bevind jouself op die huidige stadium van jou lewe, daarin jy relate dalk met dit wat ek vanoggend sê. En ons het laasweek het ons 'n statement gemaak, Dawid het 'n statement gemaak en hy het gesê, en ek gaan dit hier opsit, God se gebrek aan samewerking is nie 'n argument vir of teen sy bestaan nie. As jy nie laasweek hier was nie, dit was 'n statement wat gemaak was. En hierdie statement is baie waar, want ek het 'n klein seentjie. En daai klein seentjie is 2,5 jaar oud. Daai klein seentjie gaan ek nie meer altyd mee saamwerk nie. Ek gaan nie baie keer vir hom sê, okay, weet jy, ek val by jou in, dit is maar, ek gaan baie keer teen hom gaan. En as hierdie statement waar was, dan sou Marley gesê het, hy het nie 'n pa nie. Nee, wat, ons nie 'n pa nie, pa gee nie om oor my nie. Maar ek dink nie my pa bestaan nie, want my pa is nie saam met my nie. En dit het ons laasweek vir mekaar gesê, en jy het ook groot geword in 'n kerk, net soos ek, groot geword het in 'n kerk, en die dominee het gesê, of die mense het gesê, die ouderlinge het gesê, gee net 'n bietjie meer en God sal jou bless. Gee net 'n bietjie meer en God sal jou bless. Dis daai WhatsApps wat jy rond te gaan, stuur dit aan 10 mense en die Here gaan jou bless. Die Here gaan jy met asseblief vir my instuur. Daarom doen julle nie. Maar 10 mense gaan jou bless en weet jy wat, dien dalk net bietjie meer. Sign dalk net bietjie meer op hier voor by Koneksiepunt en raak net bietjie deel van dit alles en God gaan jou bless. God gaan vir jou seën en God gaan jou gebede beantwoord. Maar hier is nog 'n ander ding. Baie mense sê, ek dink jy het sonde in jou lewe. Ek dink jy het sonde in jou lewe en dit is dalk die rede hoekom God jou nie hoor nie. Nee. Dis dalk die rede hoekom God jou gebede nie beantwoord nie. En jy doen al hierdie goed, dag na dag, of jy het dit gedoen, dag na dag, en jy het iewers op 'n plek gekom en gesê, ek is klaar met dit. Ek is klaar met dit, ek het genoeg gehad, ek gaan nie aangaan met dit nie, ek is baie, baie, baie jammer, dit werk nie vir my nie, ek staan elke oggend en kyk in die spieël en ek sê, wat is fout met my, dat u dit nie vir my wil doen nie? Hoekom wil u dit nie vir my doen nie? Wat is fout met my? En ek dink is een van die redes vir hierdie reeks, wanneer ons gaan kyk, en dis nou ek die Bybel love. Ek is mal oor die Bybel, want sekere manne en vroue in God se woord, wat ek dink, wanneer ons in sekere segmente van hulle lewens kon ingaan, net inkyk, in sekere hoofstukke net kon indrop in hulle lewens in, en net kon sien, dat God het presies dieselfde met hulle gedoen. God het presies dieselfde met hulle gedoen. En dit is wat my opgewonde maak van hierdie reeks. En ek wil vandag 'n nuwe statement maak. En dis 'n bold statement wat ek vanoggend wil maak wat volg op hierdie een. Is julle reg vir dit? Is julle reg daarvoor? Hierdie statement is, die feit dat jy God so ervaar, beteken nie, dis 'n refleksie van hoe hy teenoor jou voel nie. Die feit dat jy God so ervaar, beteken nie, dit is 'n refleksie van hoe hy oor jou voel nie. Dis nie 'n refleksie van jou geloof nie, jy het so 'n bietjie meer geloof, en jy het daai geloof wat berge kan verskuif, maar dit is net nie genoeg nie. Of jy probeer gehoorsaam wees en jou gehoorsaamheid, en jy kom agter, dit is glad nie, as gevolg van dit nie. Iemand is baie siek, en so 'n paar jaar terug gebeur, in ons familie, en iemand is siek, en ander familielid bel die persoon wat siek is, en
sê vir haar, weet jy wat, daar's nou 'n program op TV, op TBN, van hierdie predikant wat net genees en hy kyk net vir jou en dan word jy gesond. Sit jou hand op die TV en jy gaan gesond word. Persoon sê, dit gaan nie werk nie. Maar persoon is nog steeds siek. Maar persoon is nog steeds siek. En baie keer gebeur dit, en ons trek dit na onsself toe en ons sê baie keer, is dit dalk, dat ek nie dit het wat dit vat, om die Here voluit te dien nie. Is dit dalk die rede hoekom hy my nie antwoord nie? Jy sit dalk vanoggend hier. En jy het vanoggend dit 'n laaste keer probeer. En jy sê, hierdie is my laaste keer wat ek probeer vanoggend. As hier nie vanoggend iets gebeur nie, dan gaan ek hier uitstap en dan gaan ek klaarmaak met hierdie. En dan is ek bly jy is hier vanoggend. Ons het laas 'n bietjie gekyk na Saulus, wat Paulus geword het. David bietjie met ons gesels daaroor. En vanoggend kyk ons na die tweede persoon. En hierdie persoon maak my opgewonde. Want hierdie persoon gaan relate met jou vanoggend en jy gaan vanoggend met hierdie persoon relate. Hierdie persoon is Johannes die Doper. Johannes die Doper, Markus 6. As jy so lank daartoe wil gaan in jou Bybel of in jou notaboekie skryf, ons gaan 'n bietjie rondkyk in Markus 6 vandag. En dis 'n merkwaardige storie van iemand wat presies so moes gevoel het. Toe ek in die week ingaan in die Bybel en ek sê, Here, wat wil U hê moet ek oor praat vanoggend? En dit is dit Johannes die Doper. Want ek dink ek relate baie met hom. En ek dink jy gaan vanoggend ook met hom relate. Hy is iemand wat ook God se bestaan bevraagteken het, soos julle gaan sien. Net so 'n bietjie 'n backstory. Ek wil julle so 'n bietjie 'n backstory gee en ek het so 'n bietjie 'n familiestamboom hier op die skerm gemaak. Net om dit maklik vir julle te maak, so julle het die backstory nodig om agter te kom, maar waar gaan ons vandag van hier af vorentoe? Hoe gaan ons inslot by hierdie storie en hoe gaan ons dit uitvat en hoe gaan ons 'n verskil maak? Daar was 'n koning gewees, koning Herodes die Grote. Nie oor dat hy groot was nie, hy was maar net die koning Herodes, nee, die Grote. Hy was 'n baie slegte ou gewees en hy was koning van Israel. Nie oor dat hy gekwalifiseer het nie, net oor dat die Romeine maar iemand bloot gesoek het. In daardie tyd het hulle net bloot iemand gesoek en hulle het gesê, right, koning Herodes, dis hy. Jy is die koning, jy is die een. Hierdie man het 'n klomp vroue gehad. Party man sal sê, hoekom 'n klomp vroue? Een vrou is genoeg, dankie. Hierdie ou het klomp vrouens gehad, nê? Hy het klomp vrouens gehad. Hy het 2 van sy vroue vermoor. Ek het gesê hy's 'n slegte man, slegte ou, 'n bad guy gewees. James Bond tot die mag 100, nê? Hierdie ou het 2 van sy vrouens vermoor. Hierdie ou het 3 van sy seuns vermoor. Hy het hulle uitgehaal. Hierdie ou het 1 van sy skoonmaas vermoor. Hoe's daai? Almal sê, wat het hy gedoen? Ek weet nie. Hierdie ou het een van sy, en by the way, het 6 skoonmaas gehad. Dis nogals wild. Ek dink dit het, ek weet nie hoe kom jy by almal uit nie, dit is net, dit is crazy. Waar kuier jy, wat doen jy, maar hy het een van sy skoonmaas gaan vermoor, en hy het gesê, ek hou nie van haar nie, en ek gaan haar doodmaak. Dis dieselfde koning Herodes, wat ingegaan het, in Bethlehem in, en hy het gehoor, daar's 'n koning gebore, en julle weet wie die koning is. Dit was Jesus, Baba Jesus gebore, en hy het gesê, daar is 'n koning gebore in Bethlehem, en hierdie koning gaan my drome en my ideale steel, en hierdie ou het soldate gestuur in Bethlehem in, en hy het al daai seentjies laat doodmaak, onder die ouderdom van 2 jaar oud, alle babiekies, onder die ouderdom van 2 het hy hulle laat doodmaak, en hy sê, sorry, julle gaan nie meer verder gaan nie. En jy dink dalk, okay, maar was hierdie ou dalk, dit was sy karakter gewees, dit was wie hy was. Die keiser van Rome se woorde oor hierdie ou was, dit is beter om een van sy varke te wees as een van sy seuns. En die vark is te dood. Okay. En so besluit Rome, okay, so ons gaan die koninkryk gaan ons nou verdeel, so ons gaan dit verdeel in 2 in, want dit is net te groot en al die goed, en so verdeel hulle dit aan 2 van sy seuns. 2 van sy seuns kry dit, maar die derde een kry nie enige iets nie, en dan gaan nou by hom uitkom. Die eerste seun
Herodes Archelaus kry Samaria en Judea. Hulle sê vir hom, daar's 2 plekke vir jou, jy kan dit doen. Die volgende seun, Herodes Antipas, kry Galilea. Galilea, plek waar Jesus die meeste van sy wonderwerke gedoen het, plek waar Jesus die meeste van sy tyd deurgebring het, kry hy toe nou. En die derde seun, Herodes Philippus. Herodes Philippus het niks gekry nie, maar Herodes Philippus was baie ryk gewees. Hy het groot aansien gehad by mense, en hy was getroud met Herodias. Weird name, né? Herodes Philippus, hulle is nie neefie en niggie gewees nie. Herodias was sy vrou gewees, en hulle het 'n dogtertjie gehad, en haar naam was Herodiasiekie. Nee, ek joke. Salome was 'n tiener gewees, en sy het haar lewe geleef, en dinge word crazy, soos 'n CP op steroids. Binnelanders op steroids, wat hier gebeur. Herodes Antipas besluit so, weet jy wat, eendag wil ek bietjie by my een boetie gaan kuier, en hy gaan kuier by Herodes Philippus, en Herodes Philippus sê, right, wil jy ietsie drink, en hy gaan, ek lees dit nou in die storie, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek kan myself net imagine, wil jy ietsie drink? Ja, asseblief, ek is bietjie dors, en hy en Herodias eindig op by mekaar, en dit is moeilikheid met 'n hoofletter M. Want toe kom Herodes Antipas, en Herodes Antipas sê vir Herodias, weet jy wat? En sy sê nee, en hy sê, ek is baie lief vir jou. Ek is smoor verlief op jou. Sien, dis 'n CP, ek sê, jy weet presies wat gaan gebeur. En hy sê, ek is so lief vir jou, en Herodias sê, my skattie, ek ook. Maar ek is lief vir jou. En die twee kom by mekaar uit, en ek hoef nie vir julle verder te vertel wat gebeur. Volgende nie, en hulle gaan, en hulle trou in Galilea. Loop weg, sy los vir Philippus, en sy sê, weet jy wat, ek gaan geensins meer met jou uithou nie, want ek is so lief vir jou boetie, en dit is 'n massive skandaal wat daar plaasvind. Weet jy of julle weet nie, maar dit is teen die Joodse wet, as jy so iets doen, en jou broer, sy broer is nie eers dood nie. Maar hier gebeur iets, en hulle sê, weet jy wat, julle stel ons in die verleentheid. Die Jode is briesend kwaad oor dit. Die Jode is in 'n groot verleentheid. Die Jode sê, julle is 'n slegte naam vir ons, en, maar nou het jy jou titel, want sy wou eintlik maar koningin gewees het. Nou is sy die koningin, hulle bly in 'n beautiful stad wat hy, by the way, gebou het. Die lewe is fantasties, hulle hondjies blaf, en hulle het 'n lieflike huis, en hy haal die pos uit elke oggend, en hy gaan net en hy lees die Koran, en alles is net great, en hier verskyn 'n volgende persoon op die toneel. Volgende persoon drop in die storie in, en sy naam is Johannes die Doper. Johannes die Doper het 'n baie famous neefie gehad. Wie van julle kan vir my sê wie sy neefie was? Oh, Jesus was Johannes die Doper se neefie. Johannes se ma Elisabeth was related aan Jesus se ma Maria, en hulle was niggies gewees, want dis belangrik vir hierdie storie. Hou vas aan daai. Dis sy neefie gewees. Jesus was sy neefie. En so kom Johannes. Hy verskyn op die scene, en Johannes is gestuur deur God. Absoluut gestuurde, hy is gestuur deur God om die goeie nuus te verkondig, en hy sê, hou op doen wat verkeerd is. Vir almal. Oral waar mense dit kan hoor, sê hy, hou op doen wat verkeerd is. En die rede daarvoor is dat hy het geglo, en God het vir hom opdrag gegee om te sê, weet jy wat? Prepare the way, want ek gaan iets heeltemal niets kom doen. Ek gaan iets heeltemal niets kom doen, maar mense gaan dit nie kan sien as hulle sonde in hulle lewe het nie, en mense gaan met reg wees daarvoor. Hy het 'n spesiale assignment, en dit was 'n in your face ou gewees. Hierdie ou was 'n in your face ou. Ken julle sulke mense? In your face. Hy het vir jou presies gesê wat hy van jou dink, né? Hy was 'n profeet gewees. Hy het klere van diere se velle gemaak. Baie vreemd. Dis weird, ek kan net imagine hoe dit moes juk. Ek kan net imagine hoe dit moes juk. Hy het sprinkane geëet.
Julle, ek dink as hy op Survivor moes gaan, sou hy gewen het. Ek dink hy sou 'n speedo gehad het van springbokvel en ek imagine dit net, nee, en swem daar en hy verwrig sommer die visse, nee. Ek dink hierdie ou was net soos rarig soos, weet jy wat, springkane geëet. Hy het in die woestyn gebly en hy was 'n baie weird man geweest, maar tog kies God om dit voor te berei. Hy was in die Jordaan gedoop as teken van belydenis, as teken van klaar kry met sonde, die oomblik as hulle lewens omgekeer het en ek wil nie meer die goed doen wat ek gedoen het nie, en sê hy, is reg, kom. En hy het hulle gedoop en dit was sy werk gewees. Hy het hulle gedoop en gesê, weet jy wat, nou het jy jou lewe omgedraai, nou gaan jy 'n verskil gaan maak. Maar Johannes die Doper het nie gehou van wat Herodes Antipas en Herodias gedoen het nie. Hy het teen hulle gegaan en hy het kort Herodes Antipas het hy gesê, weet jy wat, ek hou nie van dit wat jy doen nie. God keer dit nie goed nie, en hy het maar net hy verkondig en hy sê, dit wat Herodes Antipas en wat Herodias doen, ek stem glad nie saam met dit nie, en sy hoor dit op 'n dag. Stap daar verby, saam haar leiwagte en haar mense, stap sy daar verby en sy hoor, weet jy wat sê hierdie ou van my en van my man? En hy's besig om 'n groot storie te maak van dit, en sy kom by die huis en sy sê, liefie, ons gaan hierdie man van die straat moet afkry. Hierdie man is besig om groot moeilikheid vir jou te veroorsaak. Ja, my liefie, nee, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Hierdie man is besig om groot moeilikheid vir ons te veroorsaak, en weet jy wat? Hy is besig om jou koningskap in die wiele te ry, want die Jode hou glad nie daarvan nie. En so kom dit, en Herodes was baie lief vir Johannes gewees, en hy was diep geskok oor dit wat Johannes kom doen het, en hy besluit tog om die volgende te doen, en dis waar ons vandag wegspring, nadat julle so 'n bietjie 'n agtergrond het, en dit is in Markus 6 vers 17 tot 18. Herodes het voorheen, as 'n guns vir Herodias, soldate gestuur en Johannes laat arresteer en in die tronk opgesluit. So elke nou en dan sou Herodes Antipas hom laat kry het van die tronk af, geboei, uit die dungeon uit laat kom het, en dan sou Johannes met Herodes Antipas gepraat het, en vir hom gesê het, weet jy wat, God dit, en God hierdie, en God is gelukkig, en God, ja, ek weet wat jy sê daarso, maar vertel my nog, en dit was vir hom groot plesier gewees as Johannes met hom vir hom preek, en vir hom die regte goed probeer leer, en alles, maar hy het maar net gesê, ja, weet jy wat, dit is reg, en ek ken daai, maar wat nog? Markus 6 vers 19, om hierdie rede, het Herodias 'n wrok teen Johannes gekoester. Jy weet, as jy vir lank genoeg 'n wrok hou, dan begin jy plannetjies maak, né? 'n wrok teen Johannes begin koester. Sy wou hom uit die weg ruim, maar sonder Herodes se toestemming was sy magteloos gewees. En Herodias wou nie net vir Johannes in die tronk hê nie, maar sy wou vir hom dood hê. Hier is die situasie wat ons vandag het. Johannes, die doper, is in die tronk. Hy's gestuur deur God om Jesus aan mense te verkondig en om die weg voor te berei, en hy het dit flawless gedoen. Flawless. He was the man, hy was besig om eendag te doop, en hier kom Jesus aangestap oor die heuwel, en hy stop alles. En hy sê, daar is die man wat ek julle van vertel. Hy was so in tune gewees met wie God werklik is. Sy hart was absoluut in lyn gewees met wie God werklik is. En hy sien, daar stap Jesus af van die bult af, en hy sê, daar stap die lam van God, wat die sondes van die wêreld gaan wegvat. En Jesus kom by hierdie man, en Jesus sê, ek wil gedoop word. Hy hoef nie gedoop te geword het nie, hy was God. Hy het nie sonde gehad nie, is ten volle mens, ten volle God, maar hy kom aangestap en hy stop by hierdie man wat so belangrik is vir hierdie storie. Hy stop by sy neefie. Hy sê vir sy neefie, wil hê, jy moet my doop. Hy sê, ek? En hy sê, ja, ek wil hê, jy moet my doop. En Johannes het alles gedoen wat God van hom verwag het. Hy het selfs nooit dinge oor homself laat gaan nie, maar hy het alles altyd terugveerkaats na wie Jesus was. Hy het alles reg gedoen, absoluut gehoorsaam, tot op die fynste dingetjie.
En nou sit hy in die tronk vir iets wat hy reg gedoen het. En hy sit daar, mission accomplished, maar hierdie mission het so bietjie skeef geloop. Hierdie mission het bietjie skeef geloop. Hy sou dink hy sou nie in die tronk wees nie, hy sou dink dit sou baie goed met hom gegaan het, maar hier sit hy, en as enigiemand 'n wonderwerk nodig gehad het, was dit hy gewees. Hy sit en vrot dag na dag in die tronk. Jy julle weet hoe daai tronke gelyk het nie. Dit was wild. Dag na dag sit hy in daai tronk. Maar Johannes het ook vriende gehad wie vir hom kom besoek het. Johannes het vriende gehad wie vir hom kom besoek het, van tyd tot tyd. En hierdie vriende het gekom en hulle het gesê, weet jy wat, so 'n bietjie van Jesus vertel, en ek kan net imagine, hy moes vir hulle gesê, weet jy wat, waar is Jesus? Sien julle hom in die omliggende area? Weet julle iets van hom af? Want ek sit hier in die tronk en ek mis my neefie, en as daar enigiemand is wat my kan help, dan is dit hy. En hulle moes sekerlik gesê het, ja, hy is hier rond. Hy is besig om in die omliggende area, is hy besig om mense te genees. Hy is besig om demone uit te dryf. Hy is besig om wonderwerke te doen. Hy is besig om 'n laatsheid te genees. En hy praat met mense, vreemdelinge in die publiek. En hy is besig om Romeins mense gesond te maak. Ek meen, Jesus is besig met allerhande dinge, met vreemdelinge. En hier sit sy neefie, en hy hoor niks van hom nie. Dus kom hierdie vir my so ongelooflike storie is. Ek kon nie anders as om te dink, maar hierdie storie pas so in by hierdie reeks van ons. Jesus besoek hom nie een keer in die tronk nie. Nie een keer nie. Nie een keer wat hy vir hom gaan kuier nie. Nie een keer wat hy stuur hoe dit met hom gaan nie. En ek dink dit was headlines dat Johannes in die tronk was. Ek dink almal het geweet daarvan. Almal het geweet van Johannes. En ek dink mense het oor Johannes gepraat oral in die strate, oral waar Jesus gekom het, en hier sy vriende, en hy sê, weet jy wat, so, waar is Jesus? En hulle sê vir hom, ek dink ek praat van iemand wat mens weet hoe ons moes voel, dalk vanoggend, sê maar, waar is u? Waar is u? Wanneer ek hierdie nodigste het in my lewe. Gee u nie om nie, twyfel u nie, het ek iets verkeerds gedoen in my donkerste tye waar ek u die nodigste het, ek het hierdie vir u gedoen, en hy kon maklik 'n pity party gegooi het in die tronk, en hy sê, ek het hierdie vir u gedoen, en kyk waar sit ek, en ek sit hier en u kom net nie by my uit nie. Tye waarin u self aan my moet bewys, en dalk het jy ook so gevoel, of dalk voel jy op hierdie oomblik so in jou lewe dalk. Onthou wat ons gesê het, as jy verlang genoeg op daai plek sit, waar niks gebeur in jou lewe nie, begin jy God se bestaan question. Begin question wie God werklik is. En jy begin dink, maar waar is hy? Hoekom wil hy nie saam met my werk nie? As jy dink jy is die enigste een wat so voel, vanoggend kan ek vir jou sê, hier is iemand wat presies soos jy voel. Hier is iemand wat die naaste was aan Jesus. Iemand wat die klauste geleef het. Iemand wat die gehoorsaamste was. Iemand wat die mission wat Jesus gegee het, 100% uit te voer. En hoor wat gebeur in Johannes se lewe, Matteus 11 vers 2-3. Johannes was egter nie heeltemal seker wat besig was om te gebeur nie, dalk jy ook vanoggend. Nuuskierig stuur hy toe van sy vriende na Jesus toe, is u regtig die Messias op wie ons gewag het? Vra hulle. Sê ons asseblief eerlik, ons wil nie 'n fout maak en dalk vir 'n verkeerde een wag nie. En ek dink sy vriende moes gesê het, what? Come again? Wil jy hê, ons moet na Jesus toe gaan en dit vir hom vra? Jy wat proclaim het en jy wat gesê het aan ons, dat hy is die een? Ek dink Johannes moet sê, ek het net 'n woord nodig, ek het net 'n besoek nodig van hom af. En ek kan imagine die vriende stap na Jesus toe en Jesus is besig om te genees en hy is besig om met mense te praat en ek dink hulle moes hom ook op die skouer getik en sê, ekskuus, Jesus, nommer 47 wat u genees, ekskuus, wag net gou so 'n bietjie.
Johannes sit in die tronk, Johannes die Doper, u neefie, sit in die tronk en hy wonder of is u regtig. Imagine hoe daai gesprek moes afgaan. Iemand wat gestuur is deur God, en hy sit in die tronk, en hy question God, en hy sê, is u regtig die een? Vir my opmerklik is dat hoe verandering in ons omstandighede impak het op ons geloof. Die oomblik wanneer jou omstandighede moeilik raak, my en jou omstandighede moeilik raak, dan beïnvloed dit ons geloof. Maar draai dit om en iemand anders se omstandighede is moeilik in jou lewe. Christene sal sê, ek bid vir jou. Ek bid regtig vir jou. Ek bid dat die Here vir jou sal kom help en die Here vir jou sal kom oplig en nie Christene sal sê, mense wat nie die Here dien nie sal sê, shame. Okay. Ja, is moeilik man. Ek het nie woorde vir jou nie. Maar die oomblik wanneer dit met ons gebeur, dan word ons geloof beïnvloed deur dit. En dit is presies wat met Johannes gebeur het. En ek dink Johannes val in die top 10 kategorieë van mense vir wie Jesus ontsettend omgegee het. Om nie eers te praat van familie nie. Hoor wat sê hy in Matteus 11 vers 11. Ek verseker julle, onder al die mense wat ooit geleef het, is daar niemand groter as Johannes die Doper nie. Maar iets gebeur in Johannes se hart. Ek dink dit moes hom gebreek het. Want alles wat hy gesien het van Jesus, alles wat hy geweet het van Jesus, alles wat hy gehoor het van Jesus en alles wat hy saam met Jesus gejourney het, en ewe skielik bevind hy homself in 'n tronksel. Ewe skielik bevind hy homself in 'n tronksel, want dis wat hierdie doen. Hierdie vernou en verklein jou lewe tot en met die hier en die nou. Dis al wat aangaan. As my neefie 'n hele paar jaar terug is in die tronk, hy was in die tronk, hy's uit die tronk uit, maar is vir 8 jaar gefonnis en ek en Lorinda het spesiaal tyd gemaak en ons het vir hom gaan besoek in Klerksdorp tronk en ons het vir hom 'n paar goedjies saamgevat en is net so oud soos ek en hy was nogals baie close gewees. 'n Paar dinge in sy lewe gebeur wat hy verkeerde keuses gemaak het en net nie die Here gedien het nie en hy dien die Here vandag. Wonderlikheid om ontmoet in die tronk. En ons sit en ons praat met hom in die tronk. Sit en kuier ons met hom en ons praat en ek sal dit nooit vergeet nie, sit voor my en hy huil. En ek sê, wat is dit nou? En hy sê, my pa bly in Klerksdorp en hy was nog nooit by my nie. My pa ry verby die tronk, elke dag weet ek dit, hy ry verby en hy kom besoek my nie. Ek hoor niks van hom nie en ek kan net imagine, toe ek aan hierdie storie dink ek aan my neefie, hoe hy moes voel en hoe ons op daardie oomblik moes voel en ek voel my hart breek. En dalk sit jy vanoggend in 'n tronksel. Ek wil dit terugbring na jou toe. Dalk sit jy vanoggend in daai tronksel en jy sit in daai sel en jy weet van al die wonderwerke wat Jesus om jou doen. Jy sien al die dinge wat Jesus mee besig is. Jy ervaar niks van hom nie, maar die mense om jou ervaar baie dinge van hom. En oral waar jy by die werk kom, praat hulle van versies wat hulle gekry het, hulle het tyd met die Here deurgebring, en jy sê, daar's niks by my nie. Niks. En jy sit in jou tronksel, waar Johannes gesit het. En daai tronksel kan wees 'n tronksel van eensaamheid. Dalk 'n tronksel van hartseer. Seer, verwyte, dalk 'n tronksel van woede, kwaad. Is dalk kwaad vir God dat hy nie ingryp nie. Hoekom het God nie ingegryp in daai situasie nie? Dalk is dit selfbejammering, kan nog 'n tronksel wees. En jy kort iets van hom af vanoggend, al is dit net 'n woord, al is dit net 'n kyk in jou rigting, al is dit net 'n ingryp, 'n verandering, of al is dit net 'n besoek of 'n boodskap. Hier's wat Jesus nie sê nie, vir sy vriende. Wat my teruggaan na Johannes die Doper toe, hier's wat Jesus nie sê nie. Natuurlik is ek die een,
Hoe kan julle twyfel? Hoe kan jy my dit vra? Hoe kan jy vir my vra en hoe kan jy my bevraagteken? Gaan sê vir hom, ek is bitter teleurgesteld in hom. O ja, en ek is besig om 'n prison break te reël. Ek gaan hom vanaand airlift uit die tronk uit. Ek gaan afsak en ek gaan inkruip en ek gaan insneek en ek gaan hom uithaal en ek gaan vir hom uitvat en Jesus sê dit nêrens nie. Hy kon dit doen, hy het met Paulus en Silas gedoen. Paulus en Silas was besig om in die tronk in Handelinge. Hulle besig om in die tronk te sing middernag. En hy breek die tronk hekke oop. En daar loop hulle uit. Hy maak hulle vry, hy bevry hulle. Jesus sê nie een keer dit nie en Jesus doen nie een keer dit in hierdie storie nie. Maar hoor wat Jesus se antwoord op Johannes se vraag en hierdie is dalk vir iemand vanoggend wat opgegee het op hom. Hy sê vir hulle: gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Vers 5. Blindes sien en verlamdes loop, mense met ernstige velsiektes word gesond en dowes hoor, dooies word opgewek en armes hoor die goeie nuus. Gelukkig is hy wat nie begin twyfel of ek regtig die Messias is nie. Groundbreaking vers vanoggend vir my en vir jou. Gelukkig is hy, en dis in die boodskapvertaling wat dit die mooiste sê, gelukkig is hy wat nie begin twyfel of ek regtig die Messias is nie. So ek skuis Here, gaan U hom nie uitbreek nie, gaan U hom nie besoek nie. Nee, sê vir hom, ek sê hy moenie sy geloof verloor, as gevolg van dat hy in 'n moeilike tyd in die tronk sit nie. Die feit dat hy my so ervaar is nie 'n refleksie van hoe ek teenoor hom voel nie. En my dadelik laat dink aan hierdie vers, Johannes 16 vers 33. Ek sê hierdie dinge vir julle, dis Jesus self wat hy sê. Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Hoe skep ek en jy moed in tye soos hierdie? As jy 'n notaboekie by jou het, of as jy notas op jou selfoon maak, kyk terug. Hoe jy moed skep in 'n tyd waar jy dalk heiliglik is, of was, of gaan wees, en jy sit in daardie tronksel, en jy voel, ek weet nie lekker, kyk terug, en onthou wat hy alles vir jou in die verlede gedoen het. Hy het jou nooit verlaat nie, hy was nog die heeltyd daar gewees. Jy beleef hom dalk as distant, maar dalk is dit tydelik jy vir hom sê, Here, ek besef wat U in die verlede gedoen het, en ek wil hê dat U my lewe moet kom verander. Ek wil hê U moet alles in my lewe kom verander. Ek weet dit beteken nie dat U nie daar is nie. As jy Christen is, onthou wie jy was en wie jy nou is. Onthou wat hy vir jou kom doen het in die verlede, en wat hy vir jou kom doen het vandag, en dat hy jou nog nooit verlaat het nie. Tweede ding hoe jy kan moed skep as jy daar sit, waar Johannes sit het, kyk na die hier en die nou, en kyk na wie hy in die geskiedenis was. Die bewyse, die stories, die lewensverandering. Elke persoon wat 'n ontmoeting met hom gehad het, lees ek in die Bybel, dan lees ek, hulle het anders weggestap daar. En die opstanding wat Jesus se identiteitsdokument was, van dat hy God se seun is, en dat hy gekom het om die wêreld te red. En hy kan jou vrede en rus gee in daardie tronksel, dat hy God is en niks kan dit verander nie. Jou vrede, net soos Johannes se vrede, lê opgesluit daarin, en dit is die sleutel vir die tronkdeur van jou, om vandag uit te stap en te sê, ek bevind myself daar, maar ek soek daai sleutel, ek wil moed skep, ek wil kan aangaan, en daarin is kyk vorentoe, en vertrou hom vir die toekoms. Jy weet ook nie nou hoe om aan te gaan nie, maar moenie laat dit toelaat dat die hier en die nou jou lewe verander nie, en jou toekomsverwagting verander vir dit wat voor lê. Want dit kan. Terug by die storie.
Ek weet nie of julle weet nie, maar hierdie storie het nie goed geëindig nie. Hierdie storie het nie 'n happy ending nie. Julle weet, flieks het altyd happy endings. Nee. Stories het altyd happy endings. Ek lees hierdie storie en ek dink, hierdie storie het nie 'n happy ending nie. Glad nie. Hoor wat gebeur. Dit eindig nie goed vir Johannes nie. Herodes hou 'n verjaardagpartytjie. Herodias is daar en hulle kry vir Salome in en Salome doen vir hulle 'n tienerdans. Hulle het gedrink en gekuier en dit was 'n groot partytjie en hulle het net 'n lekker tyd gehad en ek dink hy het later dan op sy rug gelê soos wat hy gelag het. En hier kom sy en ek weet nie of sy getwik het of gewat nie. Ek het geen idee nie. Ek weet nie of dit sy wat se dans het, maar hy was baie mal daaroor gewees. Hy het gesê, "Oh, wow, ek hou baie van hierdie dans wat jy doen. Doen hom nog 'n keer." En sy het hom nog 'n keer gedoen. En so kom hy en hy sê, "Ek sal vir jou enigiets gee wat jy wil hê. Enigiets, net wat jy wil hê, sal ek vir jou gee." En ek dink hy moes gedink het, sy gaan heel moontlik 'n nuwe iPhone wil hê, die iPhone 16. En dan dalk VIP sirkel by Taylor Swift se konsert. Dinge gaan dit dalk vir haar, sy gaan dalk dit kry en goed. En sy sê, wag net so 'n bietjie en sy gaan na haar ma toe. En sy sê vir Herodias, en sy sê, "So mamma, wat wil mamma hê?" En sy sê, "Ek wil Johannes se kop op 'n skinkbord hê. Thank you very much." Hier is wat snaaks is van die storie. 'n Tiener sê, "Okay, yes, okay, gaan terug na Herodes toe en sê vir Herodes, hoor hierso, dis wat ek wil hê. Ek soek Johannes se kop op 'n skinkbord dood. Dis wat ek soek." En Herodes moes dit uitvoer. Hy het onmiddellik instruksies gegee en hy het onmiddellik gesê, "Weet jy wat? Okay, ek kan nie teruggaan op my woord nie." En Johannes se storie eindig sad. Hier's een ding wat uitstaan uit hierdie storie uit vir my, as jy niks vandag gehoor het nie. Hier's een ding wat vir my uitstaan. God het nie 1 sentimeter van sy troon afgeskuif regdeur hierdie storie nie. God was die heeltyd op sy troon. Hy het nie links geskuif nie, hy het nie regs geskuif nie, hy het in hierdie storie op sy troon gebly. Net so wil ek vanoggend vir jou sê, in hierdie reeks waar ons is God bly op sy troon in jou lewe. Of jy hom dien en of jy hom nie dien nie, hy bly op die troon. As jy hom wil dien, fantasties vanoggend. Jy soek 'n koning wat dit kan doen. Hy sê nie, okay, ekskuus, ek het nou fout gemaak, ek gaan net gou afklim en ek gaan net gou. Hy sê, ek bly op my troon en ek gaan nêrens heen nie. Want alles gaan volgens plan, soos dit moet. Jy ervaar my onaktief, jy ervaar my nie betrokke nie, jy ervaar my dalk ver weg, jy ervaar my dalk dat dit my glad nie pla nie, jy ervaar my dalk laat, maar ek is nog steeds op die troon van hierdie storie. En die dinge gebeur soos ek graag wil hê, dit moet gebeur. Want hier is iets, dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor my. Is dit nie wat met Jesus gebeur het nie, julle? Is dit nie presies wat met Jesus gebeur het aan die kruisiging nie? Jesus is verraai, Jesus is gearresteer, Jesus is gespot, hulle het 'n bespotting van hom gemaak, en God het niks gedoen om dit te keer nie. Niks. Hoekom? Want sy liefde vir jou is waarin die kruisiging opgesluit lê. Dis hoe lief hy jou het. Die feit dat hy stil is in jou lewe en die feit dat hy nie reageer in jou lewe dalk op hierdie stadium en jy ervaar dit se, beteken nie dat hy nie lief is vir jou en vir jou alles wil gee wat hy graag wil gee nie. Maar hy is God en hy bly op die troon. Hoor wat bid Jesus. 'n paar tree verder gaan kniel met sy gesig tot teen die grond gebuig, begin hy bid, my Vader, is daar enige kans dat ek die pad wat vir my voor lê nie hoef te loop nie? Is daar 'n uitweg
maar ek probeer nie allerhande planne maak nie. Maak u planne asseblief. Doen wat u wil. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil inslot by dit. Ek wil vanoggend vir die Here sê, Here, ek wil alles doen volgens u wil, want ek het al planne probeer maak, julle. Ek is eerlik met julle, Martin het al planne probeer maak. Dis 'n gemors. Dis regtig 'n gemors. En dan besef ek, asseblief, vat dit alles oor, want ek weet, alles is op skedule by u. Ek kyk terug, ek kyk na hier en nou, en ek kyk vorentoe, en ek is saam u, en ek weet u is saam met my. Al ervaar ek u nie, gaan ek nie my geloof verloor nie, maar gaan ek nog steeds vas staan. Ek vra dat jy jou oë sal toemaak, en ons gaan nou in 'n spesiale oomblik in, 'n oomblik van refleksie, 'n oomblik van stil word, 'n oomblik van net so 'n oomblikie uit jou situasie zoom en kyk en sê, okay, kom ek kyk met 'n nuwe perspektief na hierdie. Soos jy jou oë toemaak, ervaar sommer net vanoggend wat die Here vir jou op sy hart het, en waar die Here vanoggend vir jou wil kom aanraak, en jy sal sien ons 'n QR-code op die skerm. Daardie QR-code is vir jou om hierdie week aan te gaan met, hoe kan ek dit doen, deur om te bly vertrou met alles wat in my is? Hoe kan ek vas bly hou aan wie hy is? En hoe kan ek dinge anders doen? En hier is 'n Bybelplan wat vir jou gaan help om stil te word hierdie week, want ek ervaar met Johannes is dit al wat hy kon doen. So asof die Here vir my deur hierdie storie sê, wees stil en weet ek is die Here. Dalk is dit tyd vir jou om stil te word in jou situasie waar jy is, en na hierdie woorde te luister wat ons vanoggend vir jou gaan sing. En dalk is 'n refleksie waar jy moet stil staan en vanoggend moet sê, Here, ek kies u om nommer 1 te wees in my lewe. Here, ek wil hê u moet my hele lewe oorvat. Here, ek weet ek het u gequestion. Maar hoe kan ek u question as Johannes deur dit moes gaan en Jesus self deur dit moes gaan? U seun moes self daardeur gaan. En Here, help my dalk om te berus by dit wat u besluit.